Welkom by Father's Heart Kids. Ek is net so excited dat julle hier is vandag, want vandag gaan ons weer kyk na 'n les uit Jesus se bergpreek. Nou, onthou julle nog wat ons in die laaste paar weke geleer het? Ja, dis reg. Ons het geleer oor om te gee en te bid in die geheim. En vandag gaan ons leer oor iets baie spesiaal. En dit is om te vas. Nou, miskien wonder julle, vas? Wat is vas? Wel julle, moenie worry nie. Ons gaan vandag leer oor wat vas is, hoekom mense vas en hoe Jesus gesê het ons moet dit doen. Maar voor ons met ons les wegspring, kom ons maak gou eers ons oë toe en dan bid ons en dan sing ons 'n paar liedjies saam met mekaar vir God. Is julle reg? OK, maak toe julle oë. Liewe Jesus, ons wil net vir u vandag net prys omdat u so 'n amazing God is. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Help ons asseblief om net soos ons met ons les begin, gefokus te wees en help ons om nie distracted te raak nie. Help ons ook asseblief om vandag se onderwerp oor vas te verstaan en hoekom dit so belangrik is. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So, okay julle, nou dat ons gebid het, kom ons staan gou op en dan klap ons bietjie ons hande en ons gee nou net al ons energie vir God in ons lof en aanbidding. Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. I'll trust and obey every word you say, 'cause I know that you love me. I'm following your way every single day. I wanna be who you want me to be. You are the life, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow
together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ my friend. Holy Spirit, you help me on my way. My little hands together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ my friend. Holy Spirit, you help me on my way. God, you are my Father, Jesus Christ my friend. Holy Spirit, you help me on my way. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. God, you are my Father, Jesus Christ my friend. Holy Spirit, you help me on my way. This life for you, Jesus, your life for me. This life for you, Jesus, your life for me. Wow julle, ek het dit so geniet om saam met julle te sing. Dankie dat julle nou net julle alles gegee het. Nou, soos julle weet, vandag se les in ons bergpreekreeks gaan oor om te vas. Nou, kom ons begin deur te lees wat Jesus in sy preek oor vas gesê het. Matteus 6 vers 16 tot 18 sê dit: As julle vas, moet julle nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wow julle, net soos met gee en gebed, leer Jesus ons weer eens dat ons moet die regte ding doen, maar vir die regte rede. Julle sien, wanneer ons nou vas, wil Jesus nou nie hê, ons moet dit doen sodat die hele wêreld nou kan sien en dit verkondig sodat almal nou kan dink ons is net so amazing nie. Maar Jesus wil nou eerder hê ons moet dit privaat doen sodat hy ons kan beloon. En onthou, God se beloning is altyd beter. Maar dit los dan nog steeds die vraag, wat is vas nou eintlik? Wel julle, om vir julle nou te verduidelik
wat vas is, wil ek vir julle eintlik 'n illustrasie wys. Hierso by my nou het ek 'n leë glas. Nou, kom ons maak asof hierdie glas ons is. OK. Dan het ek ook nou hierso by my 'n emmertjie sand. En hierdie sand gaan nou dinge voorstel waarmee ons onsself besig hou. So, byvoorbeeld, elke dag eet ons mos nou 3 maaltye, né? OK, so kom ons kyk nou wat gaan gebeur. Oggendete en bietjie middagete. En aandete. Sjoe, ons glas is al amper vol. OK, nou wat anders doen ons nog julle? Ja, ons kyk 'n bietjie TV en ons gaan skool toe. En wat nog? Ja, ons speel met ons vriende. Sjoe, OK, hierdie glas is nou lekker vol, soos julle kan sien hierso. Dis sy. Sien julle, hierdie glas is propvol. Daar is nie meer spasie vir enige sand nie. Nou, julle, hier het ek ook saam met my vandag, julle wys, hierdie jug met water. En ek wil nou julle moet maak asof hierdie nou God is en hy gaan nou in ons instort. Ag nee julle, dit het ons nou glad nie eintlik gewerk nie. Dit is nou eintlik hartseer, want daar is nie eintlik plek vir God om in ons in te stort nie. Nou ja, daar het 'n bietjie water ingekom, maar nie eintlik baie nie. So, hoe gaan ons dit nou fix, julle? Dis reg. Vat die sand uit. Of die dinge wat ons nou besig hou. Kom ons begin met om kos uit te haal. Dis hy. OK, en wat kan ons nog uithaal? Ja, ons kan om TV te kyk. Ons kan dit ook uithaal. Dis hy. Dit lyk mos nou baie beter, daar's mos nou baie meer spasie. OK. So, kom ons kyk wat nou gaan gebeur. Dit lyk mos nou baie beter. Daar's nou soveel meer water wat nou hierdie keer ingekom het. Nou ja, daar is nog 'n bietjie sand daarso, maar kyk hoe baie meer water het ingekom hierdie keer. Nou, julle, hierdie is presies wat vas is. Vas is wanneer jy kies om vir 'n tyd iets op te gee, sodat jy meer tyd saam met God kan spandeer. So ek gaan nou net gou hierdie neersit, want ek is bang dit mors. Nou, julle, meeste van die tyd in die Bybel, wanneer mense nou gevas het dit nou beteken dat hulle nou sonder kos gegaan het. En baie keer selfs sonder om iets te drink, sodat hulle kon bid en op God fokus. Nou, ek weet dit mag dalk 'n bietjie scary klink vir sekere van julle, veral as julle nog nooit van tevore al gevas het nie. Maar die belangrikste ding om te onthou oor vas is, julle, dit gaan oor jou hart. En dit is hoekom mense wat nou nie kan vas nie, soos mense wat swanger is, of op medikasie is, of selfs mense wat te jonk is om te vas, kies om ander dinge te vas. Byvoorbeeld, as kinders vas julle, skiep hulle dalk nou, miskien net 1 maaltyd, maar hulle drink nog steeds water. Of, miskien vas hulle om televisie te kyk vir 'n dag of 2. Nou, die belangrikste deel van vas is die julle. Vas gaan nie net oor om iets op te gee nie. Dit gaan oor om meer tyd saam met God te spandeer, terwyl jy daardie ding opgee. Julle sien, vas en gebed gaan eintlik hand in hand. Soos byvoorbeeld,
wanneer jy nou 'n maaltyd skiep, moet jy nou die tyd vat wat jy sou gebruik het om daardie maaltyd voor te berei en om dit te eet, as tyd om saam met God te spandeer en om op hom te fokus. Nou, miskien wonder julle, okay, maar hoekom vas 'n mens? Wel julle, eerstens vas 'n mens om nader aan God te groei. Julle sien, wanneer jy vas, dan spandeer jy eintlik meer tyd om te bid as wat jy nou gewoonlik sou. En jou fokus is op God in plaas van die dinge waarvoor jy so lief is, soos kos en televisie. En dis hoekom jy dan nou nader aan God groei. Nou, nog 'n rede hoekom ons vas, is om vir God vir hulp te vra. Julle sien, soms vas mense wanneer hulle God se wysheid nodig het. Byvoorbeeld, wanneer hulle 'n groot besluit moet maak, of hulle gaan dalk deur iets baie moeilik en hulle wil weet wat om te doen. Nou, laastens julle, vas ons om onsself nederig te maak. Julle sien, vas herinner ons liggame daarvan dat God belangriker is as die dinge wat ons kies om op te gee. So, julle, nou dat julle weet wat vas is en hoekom ons dit doen, kom ons kyk nou bietjie hoe ons nou moet vas. In Jesus se bergpreek het hy ons nou die antwoord eintlik gegee. Jesus het gesê dat wanneer ons vas, dan moet ons nie 'n lang gesig hê sodat mense nou agterkom ons vas nie. Ons moet eerder onsself versorg en glimlag en normaal optree sodat mense nie sal agterkom ons vas nie, sodat dit nou tussen ons en God bly. Julle sien, as ons vas net om mense se aandag te kry, dan is mense se aandag die enigste beloning wat ons gaan kry. Maar as ons in die geheim vas om God te eer en meer tyd saam met hom te spandeer, dan sal God homself ons beloon. En onthou, sy beloning is so amazing. So julle, miskien wonder julle nou, gaan my ouers dan nou nie eintlik agterkom as ek 'n maaltyd skiep, of nie TV kyk, of doen wat ek normaalweg doen nie? Nou ja, hulle gaan dalk agterkom, en dis selfs okay om vir hulle te sê dat jy vas, sodat hulle kan seker maak dat jy dit nou veilig doen, veral as jy nou 'n maaltyd skiep. Nou, dis nie eintlik waaroor Jesus gepraat het toe hy nou gesê het, jy moet dit in die geheim doen nie. Jesus het gesê, moenie vas om aandag van mense te kry nie. Maar as jou hart rein is en jy wil vas, is dit heeltemal okay om jou ouers te vertel, sodat hulle ingelig is hoekom jy nou 'n maaltyd skiep, of hoekom jy nie saam met hulle TV kyk nie. Nou, julle, ek hoop julle het vandag iets nuuts geleer, en dat dit julle nou sal help om nader aan God te groei. Nou, om ons te help om hierdie les oor vas te onthou, gaan ons 'n fun craft maak. Is julle gereed om te sien wat dit is? Awesome, kom ek wys dan gou vir julle wat ons gaan maak. Wow julle, ek weet net dat julle soveel van gaan hê om hierdie kraaf te maak, en ek kan nie wag om julle foto's van julle kraaf te kry sodra julle klaar is met dit nie. Nou, julle ken al die drill.
Om die bladsy te download wat jy nodig het om hierdie kraaf te maak, moet jy eenvoudig na die beskrywing van vandag se video gaan en op die blou link klik waar dit sê, hier is vandag se kraaftklink. Nou, ek wil net weer eens dankie sê vir die van julle wat elke week deelneem en julle crafts instuur. Kom ons kyk gou hoe julle met julle crafts gedoen het. Wow julle, ek love dit net om al julle crafts te sien en te kyk hoe kreatief julle is. Julle crafts het net so amazing uitgedraai. En ek wil net sê, ek is regtig die gelukkigste sondagskoolonderwyser om julle as my sondagskoolkinders te hê. Baie dankie dat julle soveel werk ingesit het en dat julle soveel moeite gedoen het met julle crafts. Nou, voor ons les afsluit julle, kom ons staan gou eers bietjie op en dan sing ons nog een liedjie saam met mekaar vir Jesus. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. He will show you which path to take. Whoa, oh, oh. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Whoa, oh, oh. Proverbs 3, 5, and 6. Whoa, oh, oh. Proverbs 3, 5, and 6. Wow julle, ek het regtig 'n blast gehad met ons les van vandag. Baie dankie dat julle nou ingetune het en ingejoin het op al die fun. Kom ons maak gou ons oë toe sodat ons vandag se les kan afsluit met gebed. Dankie Jesus vir vandag se les. Dankie dat U ons geleer het hoe ons moet vas deur U bergpreek. Help ons asseblief om te onthou dat vas nie gaan oor hoe goed ons lyk voor mense nie, maar dit gaan oor om meer tyd saam met U te spandeer. Gee ons asseblief die krag om die dinge op te gee wat ons tyd opvat en vir ons so belangrik is, sodat ons nader aan U kan groei. Ons is net so lief vir U. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. Nou julle, moenie vergeet om julle kraftprentjies in te stuur nie. Ek sien julle nou almal weer volgende week vir ons volgende deel in ons bergpreekreeks. Maar tot dan, bye julle.